En toe hy om die kar kom, toe sien ek hoe hierdie ou se oë is wild. En toe het hy my gesleep in die bosse en toe sê ek vir hom, listen, ek kan loop. En toe het hy my begin bietjie rondslaan, jy weet, en my geskop en toe ruk hy daai ding om my nek. Nou daai belde was van daai tyd, as jy hom trek, is hy vas. Baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Karen en Tinus Foster. Hulle getuienis is baie sensitief, so ek wil net waarsku vir sensitiewe kykers dat daar mag dalk vir julle dele wees wat julle voel, sjoe, hierdie is bietjie erg, maar uit haar getuienis uit bring sy soveel vreugde en blydskap hoe sy die Here se naam kan verkondig, want dit alles gaan om hom te verkondig. Ek het 'n skrif vandag in Nehemia 8 vers 10 waar die Here sê, die Bybel sê, die vreugde van die Here is ons krag. Dis 'n gawe en dis 'n belofte. Ons kan nooit bepaal hoe ons dag gaan uitdraai nie, maar die vreugde van die Here is wat ons die krag gee om daai dag deur te gaan. En so gaan Karen vir ons vertel hoe die Here haar deurgedraai het deur haar gebeurtenis. En alles het begin in 2006, ekskuus, dit is nie eers 20 nie. In 2006, Karen, Ja. En Tinus, baie welkom. Dankie. Alles het begin in die oggend van Augustus, wat dit normaal vir julle gelyk het, in 'n plek waar julle 7 jaar gebly het gevoel vir julle soos 'n veilige hawe. Maar die oggend in Augustus, die 21ste as ek reg is, het hierdie vrede ontaard in 'n angs en 'n geveg vir jou lewe. Wil jy vir ons 'n bietjie vertel van wat met jou gebeur het daai oggend? Okay. Eerste van alles, nee. Ek's mal oor die sonsopkoms. So, ons maak altyd al die vensters oop dat jy die son kan sien. Dis vir my altyd maar mooi. Maar daai oggend het soos 'n ander oggend te gebeur, behalwe dat toe ek by die werk kom, het hulle my gebel om my te sê my dogtertjie is siek. Ek moet haar kom haal. Ek het haar gaan haal en ons gaan tel ek sommer my seun ook op, omdat ons op die plotte bly. Haar gaan haal en ons is huis toe. En ek het gou ietsie geëet, dit was hier so net so voor 12. Nou, ons bly hoog, ons bly daar bo by die reservoirs, heel bo. En opgery boontoe, toe is hulle besig al om daar te bou. En dit is eintlik die groot probleem. Hulle het begin bou. En ek het by die huis aangekom, kinders afgelaai en ek is gery. Toe ek die paadjie afry, wat ek nie eintlik altyd vat nie. Jy moenie die verkeerde pad vat nie. Toe stap die swart man uit die bos uit voor my in. En toe hy om die kar kom, toe sien ek hoe hierdie ou se oë is wild. Jy kan dit sien. En toe ek wil wegtrek, toe, wat noem hulle dit? Toe stol die kar. Totaal en al. En toe dadelik, toe sy hand binne in die kar, haal die sleutel uit en gryp my uit die kar uit. Maar gelukkig het ek my selfoon, dis mos daai klein Nokia's gewees. Dan druk jy 1, dan phone nou iemand. Nou nommer 1 was my vriend wat in die polisie is. En ek het dit gedruk en hy dadelik geantwoord. Toe sê ek vir hom, ek is besig om aangeval te word hier op die plotte, hier op die grondpad. En toe het hy die foon gevat, die swart man. En toe het hy my gesleep in die bosse in. Toe sê ek vir hom, listen, ek kan loop. Ek wil loop, asseblief. En toe het ek opgestaan en ek het geloop. En weet jy wat so amazing was, is die boom, waartoe hy my vat, was die mooiste boom. Dis wat ek eers raak gesien het, is die mooi boom. En toe het hy vir my gesê, do we have money? Ek sê, nee, ek het nie geld nie. Ek het nie geld by my nie. En toe sê hy, I want to have sex with you. Sê ek vir hom, do you have a condom? Hy sê, no. Sê, okay. En dit is toe dat hy my begin uittrek het en my beveel het ek moet gaan lê. So ek gaan nie daar lê nie. Toe soek hy daar koerante en hy het dit daar neergesit. Ek moes op die koerante gaan lê. En ek het daar gaan lê en hy was bo op my dadelik. Maar wat ek gedoen het is ek het opgekyk. Hierdie verskriklike mooi boomie bo my. Dit gebeur nou met my. Dis reg. Dit gebeur.
Maar hy kan enigiets aan my doen, maar hy kan niks aan my siel doen nie, sorry. Dis nie vir hom om enigstens aan te raak nie. So, hy het my verkrag, maar intussen die klomp voeltjies wat daar om my was, nee, het my gedagtes so afgevat van dit wat gebeur, wat regtig gebeur. Toe sê ek vir my, ek word naar, ek wil opstaan. Maar ek was nie naar nie, ek wou opstaan. Hy het my laat opstaan, snaaks genoeg, hy het my laat opstaan. En dit is so dat hy vir my gesê het, I want to have children with you. Ek sê, okay. En toe het hy my begin, bietjie rondslaan, jy weet, en my geskop, en toe vir my, why are you doing these things? Maar die hele tyd wat dit gebeur het, het ek vir hom gebid, en hy het niks daarvan gehou, en ek het hom vra, what's your name? Godfrey. En ek het vir hom gebid, die hele tyd vir hom gebid, laat hy net nie dit moet doen wat hy wil doen nie. En hy sê, I'm gonna kill you, I've got a knife. Ons sê reg, ek kan gaan, ek is alright, ek sal alright wees. En toe op 'n stadium, het hy my gestamp en ek het geval. Nou daar het ek gesê, ek is eintlik in die moeilikheid. Want orals waar daar was dis soos kondome wat rond lê, stukkende glasstukke. Jy kan sien, daai plekkie is eintlik 'n plekkie waar kinders of een of ander inspuitings en dit was 'n gaga plek, maar dit was nie vir my so sleg. Dit was okay, want God het daai boom, regtig, dit is baie mooi boom. Jy het net die mooi raak gesien. Ek het die mooi gesien. Want is op daai oomblik die enigste ding wat jy kan dink om to survive this event. Dit waardeur jy nou gaan, al wat jou gaan deurdruk is kyk na die mooi. Moenie besef waardeur jy op hierdie oomblik gaan, wat nou met jou gebeur, hoe hierdie persoon reageer, dat hy jou dreig en al hierdie dinge met jou wil doen en wat hy met jou gedoen het. Jou hoop was nou kyk net na die mooiheid van die Here. Ja. En hy het nie daarvan gehou dat ek vir hom sê, I'll do it. Just do it then. You wanna kill me, do it. Hy het daarvan gehou nie, want hulle voel mos hulle wil in beheer wees. Maar hulle is eintlik nie in beheer nie. Jy moet sorg dat jy die hele tyd hierso in beheer is, sodat jy die situasie kan hanteer. Maar ja, dit is toe nou wat hy my neergegooi het, en toe het hy nou gesien van die klip. Ja, Die klip waar hom lê. jy sê toe jy geval het, toe wil jy wil eintlik eers toe 'n klip gegryp het om hom te slaan, maar jy besef toe hierdie klip is net te groot vir jou. Ja, dis swaar. Maar jy gaan lê oor die klip en jy het besef, maar dis die rots van Christus wat jou nou gaan staande hou. Ja. En op daai oomblik wou hy jou doodmaak. Ja. Want hy het kwaad geraak, want hy het gesien jy wil 'n klip optel en jy wil hom seermaak. Ja. En hy verloor dit heeltemal en hy vat jou beld en hy trek dit om jou nek en jy voel hoe die lewe uit jou gaan. Vertel vir ons jou ervaring van daar af wat jy geweet het, maar die rots van Christus is jou toevlug. En hoe jy ervaar dat hy is besig om jou dood te maak. Vertel vir ons jou ervaring van die dood en dan ook jou buite ervaring, liggaam-ervaring wat jy gehad het. Eerste van die klip, toe ek hom vashou en ek besef hy is te swaar. Toe besef ek, maar God gee vir mens partykeer swaar dinge wat jy moet dra, wat jy nie kan optel nie. Toe ek dit aanvaar. En toe ruk hy daai ding om my nek. Nou daai belde was van daai tyd, as jy hom trek, is hy vas. Jy kry nie vir hom los nie. Nou wat ek toe nou daar ervaar het, dit is regtig so as die lewe uit jou uitgedruk word, jou bene, alles beweeg sonder dat jy enigstens wil hê, piepie, dit gaan net, alles gebeur, maar jy weet nie eintlik wat gebeur nie. En toe is ek weg. En toe sien ek myself daar lê. En Karen, jy is nou nie meer daar nie hoor. Jy is nie meer daar nie. En toe skielik, toe sien ek hierdie verskriklike, dis amper soos 'n koor. En al die mense wat daar is, ken ek. Ek ken hulle. En hulle deel briefietjies uit. En toe stop my pa. Sy, Karen, hy het my Maatjie genoem as kies. En hy het my gesê, Maatjie, weet jy wat? Sien jy daai kar wat daar staan, wat eintlik jy moet ingaan, die Lijkswil. Boop hom is 'n kroon.
Maar kan jy sien, hy is nog nie klaar nie. Hier is jou parels. En hy geef my 'n hele handvol parels. En ek sê vir hom, maar wat moet ek doen? Hy sê, maak op jou hand, gaan maak hy kroon van jou klaar en maak op jou oë. Jy's nie dood nie. Jy's nog nie dood nie, jy het nog dinge wat jy moet doen. En ek het my oë oopgemaak. Ek kon niks sien nie. Niks, maar ek het gelê en ek het eers geluister. Net voordat jy aangaan, in die deel wat jy sê, jou pa het vir jou gesê, jy moet teruggaan met jou, dit is nog nie jou tyd nie, het jy in jou geskrewe brief, het jy gesê dat die beld het skielik van jou nek af, jy weet, geskiet, en dis hoe jy toe nou kon asemhaal, maar en jy vermoed jy het so 30 minute daar gelê, Ja, wat jy dood was, bewusteloos was, maar dit is 'n wonderwerk al klaar op sy eie, dat daai beld wat so styf om jou nek was, losgeskiet hy het het, geskiet. en jy kon, en die Here bring jou terug in jou liggaam in. Ek sê nog steeds vir jou, nee, toe my pa vir my sê, maak oop my oë, het hy daai beld, God het daai beld los laat skiet. Ja. Want ek moes nog nie gaan nie, ek het nog te veel ander dinge wat ek moet doen. Ja, nee, en toe het ek maar begin loop, en ek kon nie hoor nie, ek kon nie sien nie. So ek het maar geluister vir die pad, want ons is redelik naby aan die pad. Nou loop jy loop deur 'n bos wat jy glad nie ken nie, en elke keer dan slat hierdie takke jou, en ek sê vir myself, okay, net soos 'n ouer 'n kind tugtig, so word ek nou getugtig. So word ek geslaan. Dis goed. 'n Ouer moet 'n kind tugtig. My voete, ek het dorings opgetel wat skrik vir niks. Want dit is alraai, dis daai dorings wat jy kan uithaal en hulle kan genees. Ja. Nee? Toe ek by die pad kom, ek was in die middel van die pad, ek weet dit, want ek het die binde gevoel van die karre, nie een het gestop nie. Ek dink hulle het gedink, wat staan nie in die middel van die pad? Jy weet, ek het niemand gaan stop nie. En toe ek Dis eintlik vir my baie hartseer, nee? dat in die toestand wat jy is, dat nie een persoon gestop het om jou te help nie, want dis asof niemand wil betrokke raak met... Die mense wil nie betrokke raak by sulke goed nie. En toe weet ek dit, hulle wil nie. Toe loop ek terug met 'n paadjie wat ek nog nooit geloop het nie. Nee, en ek is daar op, en ek sê, enige pad wat boontoe loop, gaan by my huis uitkom. Ek kon nie sien nie, ek kon amper nie asemhaal nie, want alles is hier. En toe voel ek, my neus alles loop, maar dit was bloed. En toe ek bo kom en ek herken hierdie draad. Ek klim deur die draad, en my dogtertjie was buitekant, sy het gespeel, sy was so de mekaar, die arme kind, en die honde het so op my afgestorm, want hulle ken my nie. En toe sê vir my, mama, ek het net gesien, hier kom iemand aan, wat verskriklik vol modder en sand en bloed is, en toe sien sy, dit is ek. Toe skree sy, ouma, kom help. En al wat ek gevoel het, is daai klein handjie. Ek kom mama. Sy het my ingevat en sy het my in haar kamer op die bed gelê. Mama, ek gaan vir mamma klere haal. Toe sy het my gaan klere haal, en dan toe is my seun weg, hy het my gaan soek. Jou seun was daai tyd in hoërskool gewees. Ja, was aan het 6. Hy het my gaan soek. En sê vir jou, Marinda het by my gaan lê en sy sê, mamma, ek het vir mamma gekyk en al die sere op jou gesig en hoe stikkend jy is. En elke keer moet ek mamma help om toilet toe te gaan, want ek dink as die adrenalien, dan gooi jy die gal op, nee? Maar dit is goed, want die gal moet uit. Die gal moet uit. Dis hoe ek daaroor gevoel. Ja. En sy het net vir my gesê, ek kon nie glo dit is ek nie. En toe het my skoonma hom gebel, sê, Karen het by die huis aangekom, maar jy sal dadelik moet kom, want dit lyk nie goed nie. Ons sal met die volgende opname gaan ons bietjie met Tinus gesels oor die ervaring wat hy gehad het. In daai tyd het hulle sy vrou gaan soek, vir Karen gaan soek. So dis hoekom Tinus saam in die getuienis sit, maar Tinus, ons gaan met die volgende getuienis, jou deel van die getuienis, hoor, so kyk uit na daai getuienis ook. Skus Karen, en toe? Wel, nadat hy daar aangekom het, was die dokter alreeds daar
Toe sê hy vir my, Karen, ek het jou nou net gesien in die spreekkamer met jou kind. Nou sien ek jou weer en kyk hoe lyk jy. Toe het hy my gespuit. Toe het my inspuiting gegee dat ek kan kalmeer. Maar intussen my skoonma het my op en af geloop, want sy wag nou vir iemand. Maar en dan sê mamma toe, ek sien, toe trek daar polisievans in en ambulans en alles, en sy weet nie wat gaan aan nie, sy's klein, wat gaan aan? Nou ja, dit is toe dat hulle almal laat weet het, ek is by die huis. Nou ja, hulle wou my nie met die ambulans vat nie, want dan gaan jy na die staatshospitaal toe. Hulle het vir my spreekkamers toe gevat, en toe het daai hele gebeurtenis al so in Warmbad omgegaan. Versprei. Almal het geweet, want die tyd het sulke goed nie sommer gebeur nie. Toe ek by die dokters kom, het mense 'n bedrag daar inbetaal en gesê, doen vir haar wat jy moet. Doen alles. By die apteek. Doen alles. Gee vir haar pille. Elke ding. En daar het ek al reeds alles vertel. In daai spreekkamer, saam met my vriendin. Sy het saam met my gegaan. En toe ek daar uitkom, huis toe gegaan, toe kon ek eers bad. Ek het so vuil gevoel, jy weet, jy voel so vuil. Natuurlijk. Maar mens moet maar so rukkie net uithou, weet. En ek het gaan bad en my skoon het my tee gemaak en ek is kamer toe gevat in die bed. Marinda vir my aan my toe gekom. Toe sê sy, nou ruik mamma baie lekker. Ja, so dit het my kinders baie geraak, dit wat gebeur het. En Dian was saam met die polisie. Hy het alles ook gesien. Het wat gebeur het en waardeur hulle gegaan het om my te soek. Ons sal nou met Tinus gesels met die volgende opname wat met die man gebeur het en hoe hulle hom gevang het. Vertel nou eers net vir ons, na so 'n gebeurtenis, mense het 'n letsel, dis soos 'n wond wat nou moet genees. En dis nie 'n maklike pad om te stap nie, al het dit, so te sê, 10, 20 jaar terug gebeur met jou, bly dit nog steeds 'n gedagte, maar dis die Here wat jou hart kan genees. Mense sê altyd, jy moet vergewe en vergeet, maar ek dink nie hulle verstaan regtig daai konsep van vergewe en vergeet nie, want jy kan vergewe, maar jy kan nie altyd vergeet nie, want daai gebeurtenis sal altyd by jou bly. Altyd. Maar dis die getuienis wat daarna volg, want jy kan dit onthou om die Here se naam te kan verhoog, en te kan verheerlik. En dit is waaroor jou getuienis vandag gaan, want die pad wat jy daarna moes gestap het, was nie vir jou maklik nie, want jy het baie keer gevoel, waar is Karen in hierdie? Waar ontdek jy weer die persoon wie jy was? Gaan jy ooit weer teruggaan na die ou Karen voor hierdie gebeurtenis? Karen, hoe kan jy met vrouens vandag deel? Hoe het jy daarmee gekoop? En hoe het jy jouself weer in daai binneste ontdek om te weet, maar jy bly Karen. Dit wat met jou gebeur het was vleeslik, maar die persoon, die gees wie jy is, will always be the same. Hoe het die Here jou daardeur gedra? Hallo, ek gevoel het daaroor is, nee. Die dag toe dit gebeur het die ou Karen is weg. Ek het 'n nuwe Karen opgestaan, wat ander denke het, wat ek nie gehad het nie. So, mense ervaar dit, wow, weet jy wat nie, dit het gebeur. So, ek het dinge heeltemal anders in die lewe begin kyk. Dit het gebeur, dit moes gebeur het, sodat ek 'n beter mens kon gewees het, en kan wees. So, van daaraf het ek net gevoel, ek wil net so graag uitreik na mense toe en net vir hulle sê, moenie bang wees nie man, want weet jy wat, daar is iets anders, moenie bang wees nie. Maar dit is hoe ek daaroor gevoel het, en van die begin af het ek gesê, daai eerste dag het ek al vir hom gesê, weet jy wat, 11 jaar terug is daai man gebore, daai Godfrey. En weet jy wat, hy was 'n ou klein seentjie. Hy het opgegroei en hy het dalk verkeerd opgegroei. Ja, natuurlijk. Mens weet nie. Want die geen mens doen sulke goed nie. So weet jy wat, ek vergewe hom totaal en al. Heeltemal. Ek het hom daai dag, dieselfde dag, al vergewe. Sodat ek net kan vrede kry, sodat ek kan aangaan met hoe ek nou voel. Weet, hoe ek op daai stadium gevoel het, ek is anders. Jy voel
anders. Dis 'n beskrywing wat jy nie vir iemand kan sê nie, want jy was aan die ander kant. En jy dit beleef, wat hulle beleef, vrede, rustigheid, daardie verskriklike, weet, Ja. Jy weet daar is die hemel. en dit is hoe ek wou voel. Ek wil nie die ou Karen wees nie. Is 'n nuwe mens. Absoluut. Ja, Hoe het jou geestelike lewe verander? baie. Want jy sien dieper. Jy sien dieper as wat net die oppervlakkigheid is. Mense is geneig om oppervlakkig te kyk na goed. Ja. Niks in die lewe is oppervlakkig. Die mens moet altyd bietjie dieper kyk. As iemand met jou praat, kyk bietjie dieper. Ek voel ek het daarin het ek baie gegroei. Ek is spyt ek het nie meer met my kinders oor hierdie dinge gepraat nie. Maar ek weet, dit het nie net gegaan oor my nie, dis my hele familie wat daardeur gegaan het. Natuurlik. Elkeen word beïnvloed. Yesie. En almal party as hulle dit deurgaan, dan onttrek hulle en dit is die fout. Dis die fout wat die mense maak. Want die een wat met jou getroud is, dit is die een wie by jou moet staan en jou huispriester, hy moet weet van hoe jy voel. Natuurlik. En ons het altyd maar die kinders ingetrek. Ja. Die belangrikste altyd die woorde wat ons as 'n gesin vir mekaar sê, is dat jy kan gaan lê, maar jy gaan nie lank lê nie. Jy moet opstaan. Ons sê altyd vir mekaar, die palmers bly nie lê nie. Want ons kere wat jy deur so moeilike omstandighede gaan, wat jy baie keer vir die Here uitvra, Here, en ons is mens. Ons roep baie keer uit en sê, Here, waar is U? Hoekom laat U hierdie dinge toe? Maar ons sien nooit die eindresultate van dit nie, waar die vyand wou kom om dood te maak, om te kom steel en te kom verwoes, kom die Here en hy sê, maar ek kom om vir jou die ewige lewe te gee, en hy het vir jou die ewige lewe gewys. Hy het vir jou gewys, na hierdie lewe is daar 'n groter belofte en 'n groter geskenk waarna jy kan uitsien. Jy weet, in Openbaring, Jesus sê vir die disippels in John 16:33, ek gaan dit in die Amplified lees, en dit is my so mooi skrif, waar hy vir die disippels sê, I have told you these things, so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, and filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished, my victory abiding. Jy weet, die vyand het ook gedink, hy het Jesus oorwin. Toe Jesus op die kruis gehang het, hy gedink, yes, ek het Jesus doodgemaak. Maar Jesus het opgestaan 3 dae later, en wat het met Jesus mee opgestaan? Hy het die sleutels van die doderyk en die dood in sy hande gehad, en hy het gesê, ek het die dood oorwin. En dis hoekom ons vandag kan weet, in ons vrede, in ons harte, kan ons weet, maar ons het die dood oorwin, want Christus is in ons en ons in hom. En dit is wat ons weer kan moed gee om op te staan. Maak nie saak hoe donker die gat lyk waarin ons onsself op daai oomblik bevind nie, maar omdat ons weet, Christus is die lig in ons, en hy gebruik jou vandag in jou salon, om hom te kan verkondig, om sy lig te kan skyn, om vir die wêreld te wys, dit is dalk 'n donker plek waarin ons leef, maar ons moet uitkyk vir die eindresultaat, en dit is die ewige lewe. Karen, wat se woord het jy vandag vir die kykers? Al wat ek vandag kan sê is moet nooit in jou hele lewe voel jy is 'n victim nie. Nee. As jy so iets deurgegaan het, wees 'n survivor. Sodat jy vir ander mense kan wys, weet jy wat, God is daar. Maak nie saak in wat 'n moeilike omstandighede nie. Wees 'n survivor. Skrif sê, we are more than conquerors, né? Ons is die oorwinnaars. Baie dankie dat julle getuienis met ons gedeel het, Tinus. Ons sien uit om nou hierna met jou te gesels, en dat die kykers kan uitkyk na die volgende getuienis, waar ons bietjie met Tinus gaan praat oor sy ervaring, wat hulle beleef het en hoe die Here met hom 'n pad gestap het. Ons groet julle tot 'n volgende keer. Shalom. Baie en baie, jy sien niks. Ja, ons sien baie nie. Jy lig dit verblind.